Nou broeders en susters, hoe dit werk by Vonk, is dat elke 6 maande vergader ons plus minus, en met elke vergadering is daar 'n klompie liedere wat bykom. 20, 25 liedere per vergadering wat bykom. En hierdie sessie wat nou volg se bedoeling is om vir julle 'n proekie te gee van die liedere wat in die laaste jaar, in 2017, bygevoeg is. So vir baie van julle gaan dit onbekende liedere wees, want julle het dit waarskynlik nog nie so direk op die web gesien nie. Om die waarheid te sê, omtrent helfte van wat ons nou gaan sing, is liedere wat maar so kort terug is, 'n week of 2, op die webblad geplaas is, maar dis reeds op die stokkie, vir die van julle wat slim genoeg was, om die stokkie aan te koop. Ons gaan begin met Vonklied 366, gaan net een aanhels asseblief, en hoekom ek hierdie lied as 'n voorbeeld gebruik van 'n bekende melodie, 'n ou melodie, met nuwe Afrikaanse woorde. Jacques het die Afrikaanse woorde geskryf, maar dis 'n Daniel Brink Towner, wat in die 1800s geleef het. En hierdie oorspronklike titel is Trust and Obey, en dis 'n lied wat in meer as 190 liedboeke dwars oor die wêreld voorkom. So dis 'n algemene kerklied reg oor die wêreld, en ons het hom nou vir die eerste keer in Afrikaans. Ons gaan die melodie eenmal hoor, en dan sing ons vers 1, 2, 3 en 5. Ek wil vra dat ons toch weer sal staan, het gee julle net so 'n bietjie bloedvloei. We staan voor die melodie begin speel, en dan sing ons vers 1, 2, 3 en 5.
Ek het vergeet om julle te vertel dat hierdie Towner wat die melodie geskryf het, meer as 2000 melodieë vir kerkmusiek geskryf. Maar hierdie is die bekendste ene van almal. Hy was 'n Engelsman. Hy was 'n Engelsman. Dan is ons by, ek wil hierdie opskrifie maak, tekorte in die huidige korpus. En een van die tekorte wat daar is daar is werklik, as 'n mens na die liedboek gaan kyk, baie min liedere oor die Heilige Gees. Dis 'n baie klein hoeveelheid bladsytjies in die liedboek. En daarom het hierdie lied my aangegryp, ook omdat dit vir ons 'n bietjie 'n ander manier gee om oor Pinkster te dink. Die Johannes Evangelie beskryf ook 'n uitstorting van die Gees. En dis na Jesus se opstanding, dan kom hy by hulle en dan blaas hy oor hulle en dan sê hy ontvang die Heilige Gees. En hierdie lied gebruik daardie weergawe van Pinkster eintlik as die bron. Die melodie se naam is Trentham. Dis Robert Jackson. Julle sien wanneer hy geleef het. Hy het aan die Royal Academy of Music gestudeer en hy was 'n orgelis. Na sy pa, ook 'n orgelis was, het hierdie orgelis hierdie pragtige melodie geskryf. Dis 'n melodie wat in meer as 130 liedboeke in die wêreld voorkom en die Engelse teks daarvoor is Breathe on Me. Die sanggroep gaan vir ons die eerste vers sing en dan daarna sing ons die res van die verse. volgende kategorie is nuutskeppings en soms gebeur dit dat daar 'n melodie by die vonkwerkgroep aankom en dat dan daar met daai melodie gewerk moet word om 'n teks te kry. En dis 'n baie interessante geskiedenis aan hierdie vonklied 368. Daar het 'n melodie by ons aangekom van 'n anonieme, ons weet wie dit is, maar ek wil nou nie hier sê wie dit is nie, van 'n anonieme komponis. En die is 'n mooi melodie gewees en ons het vir Tinus gevra, skryf vir ons 'n teks op hierdie melodie. En Tinus skryf toe, na ons mening nogal 'n mooi teks op hierdie melodie. En toe ons dit vir die komponis terugstuur, toe was hy nie gelukkig met die teks nie. Nie omdat die teks foutief was nie. In die teks sal julle sien, daar word van God as Vader gepraat en die komponis wou gehad het dit moet meer inklusief wees. So ons moes Vader vervang met ouer. God as Vader, want ons hoor God as ouer sing.
En ons het gevoel, dis uit 'n Bybelteks wat gewerk word, en ons kan nie anders as om daar met Vader te werk nie. Wat beteken dat die melodie is teruggetrek, en toe moes Anton 'n nuwe melodie vir hierdie teks skryf. Nou 'n lang geskiedenis om uiteindelik by hierdie pragtige lied uit te kom. Kwel jou nie oor môre, en hy het dit in die nag. Dit is een ding van Anton, hy skryf sy beste goed in die middel van die nag. So, ons gaan die eerste strofe, gaan die sanggroep en die solis vir ons sing, en dan daarna sing ons die hele eerste strofe as gemeente saam. Maklik, mooi, en ek dink nie ons kon torring in daai teks nie. Somtyds gebeur dit dan dat daar 'n stuk teks by die Vonkwerkgroep aankom, en so het ons in die loop van laas jaar 'n gedig van Niels Jackson, wat tans nou die redakteur van die Kerkbode is, het hy vir ons 'n gedig gestuur, en toe het Fransie Ludek, dit is nou Breda se vrou, het sy die melodie geskryf op hierdie teks. Nou dit is nie noodwendig die maklikste lied vir 'n gemeente om te sing, maar daar is tog iets aangrypends mooi in hierdie teks. En daarom gaan ek vir Wouter vra om vir ons hierdie hele lied volledig as 'n solo te doen, maar dit sal op die skerm wees. So volg mooi die woorde en kyk hoe Niels ook die broosheid van die mens op 'n manier verwoord. Amen.
aangrypende teks, né? Inhoud aan hierdie teks het ons nêrens anders. En daarom is dit 'n wonderlike byvoeging. 'n Ander bron van musiek vir ons is wanneer daar 'n nuutskepping is wat byvoorbeeld reeds op 'n CD beskikbaar is. En so het die gospelsanger Louis Brits 'n pragtige Kerslied geskryf, Hoor die blye tyding. En ons gaan dit nou saam sing. Ons gaan dit staande sing. Hierdie lied is aan ons voorgelê deur Louis en ons gebruik dit met toestemming. Maar hierdie lied het in sy geheel, dis buite vonk ontstaan en het later sy pad na ons toe gevind. Hoe ons hierdie gaan sing is dat in die eerste strofe gaan die sanggroep se vroue sing en die refrein gaan ons almal sing. Die tweede strofe gaan die sanggroep se mans die strofe sing en ons sing almal die refrein en dan daarna sing ons almal die refrein. Dis reg, dis die twee strofes. Dan sing ons almal die strofe en die refrein die derde keer. Dankie Cecilia. Kom ons staan. Jacques sê nou net vir my, daar's 'n mooi 3-stemmige koorverwerking wat as kantoryverwerking opgeneem is. As jy vir die Kersdiens hierdie jaar iets nuuts soek wat maklik sal werk, daar het jy hom. Die volgende lied is 'n nuutskepping uit die Amerikaanse wêreld uit. Nou, hierdie is een van die heel gewildste liedere wat deur 'n moderne Katoliek geskryf is. Dis in 1981 geskryf toe 'n destydse Jesuïtiese teologiese student Daniel Skutte op versoek van 'n vriend vir 'n erediens vir die volgende Sondag waar tydens diakens verkies sou word, of georden sou word, 'n lied gevra is om 'n lied te skryf. En die lied het onmiddellik mense aangespreek. Nou daar's 'n paar meningsopnames al gedoen en hierdie lied is as die heel gewildste lied onder Katolieke
lees as moderne katholieke lied, is hy aangewys. Dan is hy ook aangewys as die lied wat die tweede plek beklee in die meting van die lied wat die grootste verskil gemaak het in mense se lewens. En in Brittanje se Songs of Praise was hierdie lied die 5de gewildste lied in daardie korpus. Dis reeds in byna 50 protestantse liedbundels opgeneem. Nou wat hierdie lied interessant maak, is dat in die strofe gedeelte is dit God wat aan die woord is. En dan in die refrein antwoord die gelowige daarop. Ons gaan dit sing terwyl ons net so bly sit. Dis nie 'n moeilike melodie nie en u sal die note op die skerm sien en kom ons sing al die strofes van 371.
Dan is daar ook 'n nuutskepping uit die Duitse wêreld uit. 'n Man met naam Pieter Strauch het hierdie lied geskryf wat uiteindelik vertaal is deur Tinus, Al my dae hou U in U hande. Dis nie 'n liggewig man hierdie nie, hy is 'n groot teoloog wat ook al voorsitter van 'n klomp ekumeniese liggame was. En uiteindelik het hy al meer as 150 liedere geskryf en in 2015 het hy die Neviant-prys vir sy teologiese en sy musikale bydraes ontvang. Hierdie lied gaan die versgedeelte telkens deur Wouter as solo gesing word en die keervers gaan deur die sanggroep gesing word. Uit die Britse wêreld uit kry ons een van die toonaangewende figure in die kerklied skryf is Stuart Townend. Hy kom eintlik uit die Church of England en hy begin reeds op 22-jarige ouderdom begin hy musiek skryf en hy het 'n ongelooflike vermoë om baie fyn tekste te skryf. Nou terwille van die tyd Pieter gaan ek vra dat ons net die eerste 2 vers van hierdie lied sal saam sing. Ek wil vra dat ons sal staan hiervoor en dan kan jy daarna bly staan vir die laaste lied of wat.
voorlaaste lied is uit die Nederlandse wêreld uit. En dis 'n komponis met die naam Fritz de Bell, en ek het hierdie lied op die program Nederland Zingt op Sondagaande, wat op Sondagaande uitgesaai word, gehoor, en dit was deur 'n mannekoor gesing, en die teks van hierdie lied het my absoluut aangegryp. So wat ons nou gaan doen is, die eerste strofe gaan deur die mans van die sanggroep gesing word. Die tweede strofe gaan deur die mans almal gesing word hier. En dan mag die vrouens by die derde vers daarom bykom. Laaste. En julle sal nou hierdie weergawe die heel eerste mense wees wat dit sing. Want hierdie lied is 'n lied wat die melodie is al van tevore by Vonk opgeneem, 277, maar hierdie lied se woorde is nou vir die afgelope Pinksterfees deur Isabou hulle in hulle gemeente geskryf. Ons het dit 'n bietjie verander, 'n strofe bygeskryf. Dis op die melodie van Highland Cathedral. En net om vir julle te sê, dis iets wat in volgende week voor die vonkvergadering gelê gaan word vir die eerste keer. En daarna kan jy sit plekke inneem.